Ons lees die 129ste keer saam met Openbaring en wel net 2 verse uit Openbaring 21, vers 9 en vers 10. Een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. In hierdie verse lees ons van die eiendomsagent. Openbaring 9 sê vir ons van hierdie engel wat Johannes opgeroep het om iets te kom kyk. Johannes het nou reeds gesien dat die nuwe stad uit die hemel op die nuwe aarde gekom het. Openbaring 21 vers 2. Hy word nou deur een van die 7 engele wat die 7 laaste pla uitgegooi het nader geroep. Hierdie engel mag selfs die engel wees waarvan ons in Openbaring 1 vers 1 lees. Hier het ons verneem dat God 'n engel sal gebruik as 'n soort toergids of agent om Johannes rond te neem en hom te begelei. Dit maak sin dat dit juis hierdie engel is, want dit is ook hy wat Johannes na die woestyn geneem het om aan hom die slegte vrou Babylon te wys. Openbaring 17 vers 1 tot 3. God het reg deur die boek Openbaring van die diens van engele gebruik gemaak om sy plan uit te voer. Engele sal 'n beduidende rol speel in die ontvouing van God se eindtydplan. Dit wys ons iets van die onsigbare wêreld waarvan ons nou weinig van weet. 'n Engel dan neem Johannes na 'n hoë berg om 'n goeie sig op die stad te kry. Soos iemand wat 'n paar tree terug staan of teruggee om na 'n kunswerk of skildery te kyk, alles om dit uiteindelik mooi in te neem. Hierdie berg dien as 'n uitkykpunt van waar die stad geobserveer kan word. Vanuit hierdie posisie kan Johannes presies sien hoe die stad, sy mure, poorte en fondamente lyk. Hy kan self sien wat binne die stad is. Die engel het nie meer skale van oordeel in sy hand nie. Nee, by 2 geleenthede het daar 'n stem uit die hemel gekom wat uitroep, dit is verby. Openbaring 16 vers 17 en Openbaring 21 vers 6. Hy het egter iets nuut in die hand, 'n meetroede. Soos 'n bekwame eiendomsagent wys hy Johannes die nuwe eiendom, 'n erfporsie van elke bloedgewaste erfgenaam van God. Soos hierdie engel deur die boek Openbaring rondbeweeg het as 'n agent wat aan Johannes dinge toon hy hom nou wat is daar binne in die stad, maar hy gebruik ook die meetroede om die stad se grootte te meet, die hoogte, die lengte en die breedte. Hy meet ook die mure van die stad. By 'n vorige geleentheid het juis 'n engel aan Johannes die opdrag gegee om die tempel te meet, Openbaring 11 vers 1. Israel se godsdiens en hulle aanbidding is gemeet. Hulle het ver te kort geskiet. Nou is daar egter 'n ander uitslag. Jerusalem is gemeet en die bevinding is nie net in grootte en pragt nie, maar Jerusalem is nou die heilige Jerusalem. Openbaring 21 vers 10. Ons lees die 130ste keer saam met Openbaring. Ons lees Openbaring 21 vers 2 en dan vanaf vers 9. Vers 2 sê van Openbaring 21, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dan vers 9, en een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het aan my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy
het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, om my die groot stad te toon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen, en dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, en die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet, en die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl, sy lengte en sy breedte en sy hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 el volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, so suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die 5de sardonyx, die 6de sardius, die 7de chrysoliet, die 8ste beryl, die 9de topaas, die 10de chrysopraas, die 11de jasint en 12de amatis. En die 12 poorte was 12 parels, elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. En hy het my getoon 'n suiwer vuur van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was 'n boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Vers 2 leer ons dan dat die nuwe stad uit die hemel neergedaal het. Ek wil graag nou met u die kenmerke van die stad hanteer. Wanneer die engel Johannes nader roep, verwys hy na die stad as die bruid en die vrou van die Lam, Openbaring 21 vers 9. Toe hy Johannes uiteindelik wegneem, sien Johannes die nuwe stad Jerusalem en noem dit die groot stad en die heilige Jerusalem, Openbaring 21 vers 10. Ons het reeds gesê dat 'n soortgelyke gebeurtenis plaasgevind het toe dieselfde engel Johannes geneem het om die groot hoë
of om die groot hoer te sien wat op die draak sit. Uiteindelik het Johannes ook 'n stad gesien, dit was Babylon. Die heilige Jerusalem is nie die plek waar duiwels woon, soos Babylon nie, Openbaring 18 vers 2, maar die woonplek van God, Openbaring 21 vers 11. Soos die groot stad Babylon gevul is met onreine geeste, so is die groot stad Jerusalem gevul met die heerlikheid van God. Dit kan met reg gesê word, Jerusalem is die Godstad, Psalm 46 vers 5. Toe Johannes opgeneem is in die hemel, waar God se troon is, het hy na die troon gekyk en is oorval deur die aangesig van hom wat op die troon sit. Die aangesig van die lam is soos die kristalhelder jaspissteen, Openbaring 4 vers 3. Hierdie selfde lig, so skerp soos die son wat skyn in sy krag, is nou nie meer daarbo in die hemelse Kanaan nie, maar op die nuwe aarde in die heilige stad Jerusalem, Openbaring 21 vers 11. Hy wat in die hemel woon, is nou op die nuwe aarde. Weer, toe God se troon besigtig is, in die nuwe Jerusalem is Johannes deur sy aanskouing daarvan verplig om melding te maak van die geweldige lig daarvan, wat selfs die sonlig oorbodig maak, Openbaring 22 vers 3 en vers 5. Jesus se aangesig sal in die ewige hemel gesien word. Dit is juis hierdie aangesig wat so helder skyn, Openbaring 22 vers 4. Toe Moses by geleentheid gevra het om God se aangesig te sien, is dit hom geweier, want niemand kan God se aangesig sien en bly lewe nie. Eksodus 33 vers 20. In Christus kan God nou gesien word. Hy is die beeld van die onsienlike God, die afdruksel van sy heerlikheid, en as iemand hom gesien het, dan het hulle ook die Vader gesien. Kolossense 1 vers 15, Hebreërs 1 vers 3 en Johannes 14 vers 9. Terwyl die engel dan die stad meet, skryf Johannes hierdie mates neer, Openbaring 21 vers 16 en 17. Die groot stad is groter as enige stad wat nog ooit op aarde was. Dit is voorwaar 'n hemelse stad wat in sy lengte, breedte en hoogte eweredig is. Die stad lê 2400 km lank en 2400 km breed sowel as hoog. Mense maak soms 'n beswaar teen die hoogte van die stad, aangesien 'n stad nie so hoog kan wees nie. Gegee die grootte van die stad, is die hoogte egter nie 'n probleem nie. Sou die stad in Suider-Afrika neerdal soos ons dit vandag ken, sou die stad van oos na wes van Beira in Mosambiek tot by Walvis Bay in Namibië strek. Van noord na suid van die Victoria Waterval in Zimbabwe tot by Kaapstad. Dr. Henny Prinsloo verduidelik dat twee geometriese figure by hierdie mates inpas, naamlik 'n kubus of 'n piramide. Ons weet nie watter een van die twee figure die vorm van die stad sal wees nie. Dit mag selfs wees dat die stad op 'n natuurlike hoë berg gebou is, wat soos 'n tipe piramide in die middel 'n hoogtepunt het, wat dan eweredig afbeweeg na die poorte en mure. Die kort en die lank is dat dit 'n baie groot stad sal wees. Jesus sê in Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Dit is hierdie voorbereiding wat voltooi is en uit die hemel neergedaal het. Die voltooiing is nie so seer dat Jesus baie tyd nodig gehad het om die stad te bou nie. Hy het die aarde en alles daarin dan in 6 dae geskape. Die groot werk was die werk aan sy bruid, wat in die stad bly. Die goeie werk wat hy in ons begin het, sal dan voltooi wees. Filippense 1 vers 6. Daarom noem die engel wat Johannes begelei die stad ook die bruid en vrou van die lam. Die stad is suiwer goud soos suiwer glas. Een straat verbind die hele stad en die straat is van suiwer goud, vers 21. Dit maak 'n tipe piramidestad nog meer aanneemlik, aangesien hierdie straat dan van bo tot reg onder al in die ronde af kan loop.
Ons lees die 131ste keer uit Openbaring 21 vanaf vers 9. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, en die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy het met my gespreek, het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte, en hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk, en hy het sy muur gemeet op 144 el volgens 'n mensemaat, wat die maat van 'n engel is. Ons lees net hier tot vers 17, wanneer ons in hierdie oomblikke gaan kyk na die stad se mure. 'n Stad met mure is vir ons in die 21ste eeu iets vreemd. In Bybelse tyd was dit egter 'n teken van sekuriteit, en het die inwoners van die stad 'n mate van gemoedsrus besorg. Vyandige magte kon nie net na willekeur in die stad inkom en plunder nie. Hulle sou eers 'n poging moes aanwend om die mure af te breek, om toegang tot die stad te kry. Sou ons die waarde van mure in die antieke tyd toepas op die mure van die nuwe Jerusalem, dan spreek dit nie van 'n mate van gemoedsrus nie, maar die waarborg dat geen vyandige mag in hierdie stad sal kan inkom nie. Hierop word 'n waarborg gegee dat niks wat verontreinig en gruwelik en leuns doen, sal verby hierdie mure kan inkom nie. Openbaring 21 vers 27. En weer word bevestig dat die honde, die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen, sal nie verby die stadsmure kan kom nie. Openbaring 22 vers 15. Hierdie teks sal ons by volgende geleentheid verder uitlê, wanneer ons by Openbaring 22 vers 15 kom. Nie dat daar buite die stad op die nuwe aarde enige ongeregtige of ongeregtigheid sal wees nie, maar as 'n bevestiging dat dit gans onmoontlik is dat iets onrein en onheilig in die stad kan wees. Die mure word deur die engel in mensemaates gemeet, Openbaring 21 vers 17. Die muur is 144 el, of in ons metrieke stelsel ongeveer 66 meter. Die muur is gebou van die veelkleurige jaspissteen. Die jaspissteen, afhangende van die omgewing waarin dit voorkom, kan of oorheersend rooi wees, of selfs groen. Die kleure variëteite is so uiteenlopend dat daar meer as 50 verskillende jaspisstene geklassifiseer is. Die meeste verklaarders meen dat die kristalhelder jaspis wat Johannes sien wanneer hy na die lam se aangesig kyk, eerder 'n diamantkleur verteenwoordig. Dit kan daarom beteken dat die muur egter of eerder na 'n oorheersende rooi met groen skakering verwys, aangesien hier nie nou gepraat word van die kristalhelder jaspissteen, soos byvoorbeeld in Openbaring 21 vers 11, wanneer daar verwys word na God se lig wat in die stad is, God se aangesig, dan word daar gewoonlik uitdruklik gesê dis die kristalhelder
jaspissteen. Hier word net nou gepraat van die boustof van die muur as jaspis. Daarom uiteindelik, wanneer ons by 'n volgende keer ook gaan kyk na die muur se fondament, dan sien ons daar word ook verskillende kleure gegee en uitdrukking gegee wat ons by sal stilstaan. Ook net die eerste fondament, jaspis. Die muur het ook poorte en fondamente. Ons lees vir die 132ste keer saam met Openbaring. Ons lees Openbaring 21 vanaf vers 12. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, en die mure van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot soos sy breedte, en hy het die stad met die meetroede gemeet op 1400 myl, sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 L, volgens 'n mensemaat wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas, en die fondamente van die muur van die stad was versier met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende chrysoliet, die agste beryl, die negende topaas, die 10de chrysopraas, die 11de jasint, die 12de amatis, en die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. Die stad se poorte is vanselfsprekend in die mure. Johannes het 'n paar interessante feite neergepen met betrekking tot hierdie poorte. Die poorte is van parels gemaak, Openbaring 21 vers 21. Elke poort is van 'n parel gemaak. Tans is die grootste parel wat op aarde gevind is, een wat 27 kg weeg en is nagenoeg 40 cm by 23 cm by 21 cm. Die parels wat gebruik sal word vir die poorte is letterlik van buite hierdie wêreld. Die duurste parelhangertjie is die van Marie Antoinette en word bereken ter waarde van 36 miljoen Amerikaanse dollar. In die Nuwe Jerusalem sal ons nie parels om die nek dra nie, maar deur 12 parelpoorte kan loop. Soos daar in die geskiedenis van die wêreld oorlog gemaak is vir goud, sal ons eendag daarop loop. Die poorte is eweredig verdeel, 3 aan die noorde kant en 3 aan die weste kant, 3 aan die suide kant en 3 aan die ooste kant. En by elke een van hierdie poorte is daar 12 engele. Dit vat ons terug na Genesis, toe God engele gesit het by die ingang van Eden om die ingang te bewaar, dat niemand daarin kan kom nie. Dat niemand toegang sal hê tot die boom van die lewe nie. Nou is daar ook engelwagte, maar hulle keer nie mense nie. Hierdie poorte word nooit gesluit nie. En almal is welkom om binne en buite die stad te beweeg en toegang te hê tot die boom van die lewe wat geplant is in hierdie stad, waar onderdeur dan die rivier ook vloei, soos ons by 'n vorige geleentheid gesê het. Hierdie 12 poorte het die name van die kinders van Israel op, die 12 stamme. En dit laat ons vir 'n oomblik net dink aan Israel, wat vir ons die toegang gegee het tot die Messias. Israel wat uiteindelik die volk van God is, deur wie die nasies geseën is. En dit is die woorde wat God aan Abraham gesê het, dat deur hom al die geslagte van die aarde geseën sal wees. En hierdie volk van God wat aan ons die woord gebring het, God het hulle profete opgewek om dit vir ons te bring, maar ook die Messias
wat uit hierdie volk gebore is. Daarom nou die 12 name van die kinders van Israel, wat op die poorte staan, wat 'n sigbare bewys is, dat deur hierdie volk ons kan inloop, die name verteenwoordigend, dat ons by Christus, wat in sy woning nou by ons tabernakel, dat ons saam met hom kan woon in die ewige Jerusalem, die heilige Jerusalem. Ons sien verder ook dat hierdie mure fondamente het, wat ook spreek van die stad se fondamente. Dit is Abraham wat uiteindelik 'n stad verwag het, waarvan God die boumeester is, as ons in Hebreërs 11 vers 10 lees, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Onthou, Abraham het rondgetrek. Abraham is uit sy volk uitgeroep om 'n nuwe volk te word en in die beloofde land te gaan woon. En hulle het in tente gewoon. Maar in die geloof het hy vorentoe gekyk na hierdie stad wat fondamente het. En nou lees ons ook dat hierdie stad se fondamente aan ons beskryf word. 12 fondamente. Die kleur word vir ons gegee, uitgedruk in die jaspis, safier, kalsedoon, smarag, sardonyx, sardius, chrysoliet, beryl, topaas, chrysopraas, hyasint en amatis. En die kleure, die jaspis, kan 'n deurskynende groen wees of 'n rooi, soos ons ook al gesê het. Die safier 'n diep blou, die kalsedoon 'n blou-grys, die smarag 'n sprankelende groen, die sardonyx oranje-rooi met wit strepe, die sardius robynrooi, 'n diep rooi, chrysoliet goudgeel, beryl seegroen, topaas liggroen-geel, chrysopraas ligpers, hyasint oranje-rooi tot pers en amatis 'n helder pers. Maar nou wat interessant is, soos ons vind dat die 12 stamme van Israel op die poorte aangebring is, vind ons nou die name van die 12 apostels as die fondament, of dan die name van die 12 apostels op hierdie fondament ingegrafeer. Dit wat ons natuurlik na die woorde van die Here Jesus, toe hy in Matteus 16 vers 18 gesê het, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wanneer ons in die Grieks hier kyk, dan sien ons iets interessant. Hy sê dat hy is Petros, dit beteken klein klip, maar dat hy op 'n Petra sy gemeente sal bou. Sommige mense verstaan die teks verkeerd en dink dat God het sy gemeente op Petrus gebou. Dit is nie dat hy dit op Petrus gebou nie. Ons lees dat die rots is die belydenis wat Petrus gemaak het. Onthou, die belydenis is dat Jesus die seun van God is. En daarop het Jesus Petrus geantwoord. Petrus se woorde was juis in vers 16 van Matteus 16, U is die Christus, die seun van die lewende God. Dit is hierdie belydenis, dat Jesus dan uiteindelik gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood, die seun van die lewende God, die fondament wat dien, waarop die kerk gebou word. Dis hierdie boodskap wat die apostels die wêreld ingeneem het. Uiteindelik sê 1 Korintiërs 3 vers 11, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. As ons byvoorbeeld in Efesiërs 2 vers 20 lees, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, bedoel dit juis dat dit is die fondament wat gelê is deur die apostels, maar dis nie hulle wat die fondament is nie. Die fondament is gelê dat Christus, hom as gekruisigde en verreëse heiland, die enigste weg tot saligheid is. Dis waaroor die profete geprofeteer het, dit is die boodskap van die apostels, en hierdie nuwe stad, die werklikheid daarvan, rus juis hierop, die fondament, dat Jesus die seun van die lewende God is. Hierdie fondament, dat daar saligheid is, en elke een kan in hierdie stad inbeweeg, kan in hierdie stad bly, wat gewederbaar is, wat hierdie fondament in hulle lewe het, dat hulle kinders van God is. So leer ons van die mure met sy poorte en sy fondamente.